Daar's paaie wat jy kies. Maar dan is daar ook paaie wat jou kies. En sommige paaie lyk vir my en vir jou klein en onbeduidend, soos 'n stofpad net buite 'n klein dorpie of 'n afdraaipad wat teen 'n berg afloop. Maar party paaie dra die gewig van die geskiedenis. Party paaie dra die plan van God self. God stap op hierdie paaie. En vandag is Palmsondag. En Palmsondag is so 'n pad. Dis nie net Jesus wat Jerusalem binne gaan nie. Dis God se plan wat sy bestemming bereik. En dis nie net 'n skare wat in Jerusalem inbeweeg nie. Dis mense. Mense wat voor 'n keuse staan, wat moet besluit. Ek en jy staan ook vandag op daardie pad. Nou, ons lees in Matteus 21 die volgende teks. Lees gerus saam met my van vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom en by Betfage aan die Olyfberg aankom, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en Jesus het vir hulle gesê: Gaan na die dorpie daar reg voor julle en daar sal julle dadelik 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak hulle los en bring hulle vir my, en as iemand vir julle iets sê, moet julle hulle antwoord: Die Here het hulle nodig en hy stuur hulle dadelik terug. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en ry op 'n donkie, op 'n vul van 'n jong dier van 'n pakdier. En die meeste mense in die skare het hulle klere op die pad oopgegooi. En ander het takkies van die bome afgekap en het op die pad gestrooi. Die skare wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemel. En ek wil hê jy moet vandag mooi kyk, want hier is nie baie toevallighede in hierdie teks nie. Jesus kom nie sommer net Jerusalem binne nie. Hier gebeur iets in hierdie teks. Jesus beplan dit, hy stuur mense vooruit, hy beskryf alles presies. Hierdie is nie 'n spontane gebeurtenis nie, hierdie is georkestreer. Self die tyd is reg, dis Paasfees, die Pasga, die stad is vol en almal is nuuskierig, almal kyk. Maar wanneer Jesus dan kom hy nie net lukraak en toevallig nie, hy kom doelbewus. Jesus gaan betyds Jerusalem in. Moedswillig sou jy kon sê, hierdie is 'n dag van besoeking. Jesus gaan hier in met 'n doel. Hy wil iets doen, hy wil iewers wees. Van dan roep die skare uit, Hosanna. Hosanna in die seun van Dawid. Hulle sien 'n koning hier in die stad inkom. Maar hulle verstaan hierdie koning nie heeltemal reg nie. Inteendeel, hulle verstaan hom heeltemal verkeerd. Hulle verwag 'n oorwinnaar, 'n kryger, 'n politieke leier. Hulle verwag 'n koning op 'n perd, soos wat die keiser met sy perd hierdie stad inkom met die skares en die wapens. Maar Jesus kies 'n donkie. Sag, nederig, onopvallend. Baie doelbewus. Hy kom nie om oor te neem nie, hy kom om oor te gee. Hy kom ook nie met geweld nie. Jesus kom met 'n kruis. En die ganse storie klink anders as wat ons verwag. Ons moenie vir Jesus probeer inpas in ons verwagtinge nie. Want dis wat die mense in die skare gedoen het. Ons moet hom aanvaar soos hy is. Nie net 'n helper nie, nie net vir ons 'n bron van inspirasie nie. Ons moet hom verstaan as die koning wat anders lyk. Jesus kyk vir die skare en hierdie pad is vol
mense. Alles lyk vir hulle reg. Klere is op die pad gegooi, takke word in die lug geswaai, die regte woorde word geskreeu. Hosanna vir die seun van Dawid, hy wat in die naam van die Here kom. Maar dan sê die teks vir my en vir jou. Mense roep, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Hierdie mense sing, maar hulle verstaan nie wat hulle sing nie. En binne enkele paar dae roep hy dieselfde skare in Jerusalem, kruisig hom, want hy is nie wie hulle wou hê nie. Dieselfde mens, dieselfde pad, dieselfde koning. Net 'n ander reaksie. Moenie net saam met die skare beweeg nie. Ons is geneig om dit te doen, maar moenie net die regte woorde sê, omdat jy weet, dit is wat gehoor wil word nie. Dis om jou lewe te mors. Beantwoord vir jouself die vraag, wie is hy vir jou? Wie is Jesus vir jou? Want Jesus stop nie by die intog nie. Jesus gaan tempel toe en daar maak hy amok. Hy sê vir die mense, my huis sal 'n huis van gebed wees. Mense wonder nie wie hierdie man sê hy is nie. Hy sê, julle maak my huis 'n rowersnes. Hy gooi die tafels om. Hy jaag die mense uit. Want hierdie koning kom nie net om bewonder te word nie, veral nie. Hierdie koning kom om skoon te maak. En dit is nie altyd lekker as daar skoon gemaak word nie, maar Jesus dryf uit. Hy genees. Hy ontvang die lof van kinders en suigelinge. Die ware koning, Jesus, bring vir my en vir jou reiniging, genesing en ware aanbidding. Egte aanbidding wat aan God vashou. So moenie net vir Jesus nooi nie. Laat Jesus reageer, laat Jesus skoonmaak, laat hom omkeer, laat Jesus herskep, ook in jou lewe, in jou hart, in jou gesindheid. En daardie pad wat Jerusalem toe gaan, daardie stofpad waarop Jesus op 'n donkie ry. Dis nie net 'n stukkie geskiedenis nie, hierdie pad is vandag nog 'n realiteit. Dis vir my en vir jou 'n realiteit. Jy staan daarop. En Jesus kom steeds doelbewus, nederig as jou koning op hierdie pad. En dan is die vraag nie of Jesus kom nie. Daar's 'n ander vraag wat ons mekaar moet vra. Hoe reageer jy? Sal jy saam skree, maar nie verstaan wie hy is nie? Sal jy bewonder, maar nie oorgee aan hierdie koning nie? Sal jy hom volg? Maar net vir 'n klein rukkie. Maar dit maak ons ongemaklik. Of sal jy doen wat selfs die donkie gedoen het en vir Jesus dra, om gehoorsaam, vir Jesus laat regeer? En dit los my by 'n derde en 'n laaste beeld. Hierdie pad lê voor jou oop. Hier in die ooste van Pretoria. Die stof styg op en die stemme roep. En jy moet besluit. Want die koning kom nader. Die koning kom baie naby. En jy kan nie langer net langs die pad bly staan nie, want Jesus sê, volg my of gaan weg. Kies jou reaksie, buig jou knie. Is jy warm of is jy koud, want jy kan nie lou wees nie, maar ontvang jou koning, want hy kom nie net na die aarde toe nie, hy kom na jou toe. Hy hang vir jou aan daardie kruis. Skree jy een oomblik Hosanna, en die volgende oomblik kruisig hom? Want as jy dit nee sê op hierdie antwoorde, dan moet jy weer gaan kyk na jou lewe, want elke liewe een van ons roep in party oomblikke Hosanna. Here is die God van die heelal. En dan gaan ons uit en ons gaan doen die teenoorgestelde van wat hy vir ons wil hê. Dan skree ek en jy met ons lewens, kruisig hom. En mag hierdie Paastyd vir jou 'n gewaarwording wees. Mag dit jou wakker laat skrik. Mag dit jou oë
oopmaak vir hierdie koning wat kom, wat nie lyk soos die koning wat ek en jy verwag nie. Partykeer nie eens lyk soos die koning wat ek en jy wil hê nie. Maar hierdie koning is die koning wat ek en jy nodig het. Nie 'n koning wat soos Pontius Pilatus met sy skare Jerusalem binneval, omdat hy moet vrede bewaar as daar so baie Jode in die stad is nie. Dis die optog wat die mense ken. Dis wat hulle verwag van Jesus. Maar Jesus kom van die ander kant van die stad af in op 'n donkie. Die mense gooi hulle klere op die pad uit en waai hom met palmtakke. Dis die koning. Hy kom nie net om te regeer nie, hy kom om homself oor te gee en hy het homself oorgegee vir jou. Mag jy ook in hierdie Paastyd jouself oorgee aan hom. Amen. Here, leer my vandag wat dit beteken om U as my koning raak te sien, maar nie net raak te sien nie. Here, om te leef asof U die koning van my lewe is. Maak my oë oop, verander my hart. Laat my hande en voete doen wat U vra. Here, en as ek skree kruisig hom, Here, dankie dat U sê, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, maar mag hierdie Paastyd, mag hierdie verhaal van die koms en die dood en die opstanding vir my nuwe lewe gee. My tot stilstand ruk en my anders in die wêreld instuur. Amen.